En die sin vers 1 en 2, God, Gees van God wat in ons woord, na die aankom. Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie hartlik welkom vanoggend hier in die huis van die Here en baie hartlik welkom ook vir julle wat aanlyn by die diens inskakel. Ons sê baie dankie vir Lisa vir die hantering van die voorafsang en vir Ernst wat vanoggend instaan vir Sonel en vir Maria wat vanoggend instaan vir Koos. Kom ons begin deur eers almal geluk te wens wat verjaar hierdie week. Daar is sommer 'n hele klomp lidmate wat verjaar. Vandag verjaar Martie Meyer en saam met haar verjaar Dominee Franna ook vandag. Môre verjaar Joan Botha, die 25ste Lianke Kutsie, die 26ste Marie Labeskagni, Rizona Olsen en Johan Zeli, die 27ste Mandy Miller, Janke Rautenbach en Chris van Sail, die 28ste Engela Botha en Alicia Visser, die 29ste Catherine Radman, Annetjie Tennyson, Simon van der Merwe en Ina van der Walt. Kom ons gee vir hulle almal 'n lekker handeklap. Julle moet lekker verjaar en hier kom die lekker goed. Steek op julle hande asseblief. Dis 'n plesier, Annetjie. Daar's hy, baie dankie, lekker goed man. Nou het ons vir mekaar geluk gewens en nou gaan ons ook met mekaar meeleef, diegene wat swaar kry. Ons dink in hierdie tyd veral aan Norien Kritzinger. Norien is die afgelope week geopereer en sy is maandag ontslaan uit die hospitaal uit en besig om tuis aan te sterk. Dirk Marits het ook die afgelope week woensdag prosedure ondergaan en hy is ook besig om aan te sterk. Dan die Bets Butler is die afgelope week so teen die einde van die week in die hospitaal opgeneem en sy is tans nog in die hospitaal. Alicia Kokemoer gaan deur 'n baie moeilike tyd met haar gesondheid. Ben Gibbons dieselfde, hy is net soos Alicia ook tuis, maar gaan deur 'n moeilike tyd. En dan Linda Sammons, sy is ook die afgelope tyd, so teen die einde van die week in die hospitaal opgeneem. Ons hou almal van hulle in ons gebede en so ook die familie van Evert Hamman, soos julle die afgelope week op die WhatsApp groep gesien het. Evert is die afgelope week oorlede. Kom ons kyk gou na die program. 'n Mens kan sien dis amper skoolvakansie en dan gaan daar 'n reeks lang naweke ons tref in April maand. Maar dit beteken nie daar gebeur niks in die gemeente nie, daar gebeur nog baie. Vandag se erediens, die 3de lydensweek, Barbara is daarbo in die jeuglokaal met die kinderkerk en ons drink lekker tee na die tyd in die teetuin. Daar is nie kategese nie, want die kategese het al reeds verlede Sondag afgesluit as gevolg van die lang naweek, hierdie naweek. En dieselfde geld vir die aanddiens, daar is ook nie aanddiens nie as gevolg van die lang naweek en die skoolvakansie wat voorlê. Maar in die week is daar nog steeds aktiwiteite. Woensdag vind die Bybelstudie plaas, 9:30, en dan die Vlytige Vingers, en donderdag vind die Tabita groep se Bybelstudie plaas.
En dan moet ons almal asseblief onthou van die vlooimark, eerskomende Saterdag. Julle het hierdie beeld wat ek nou vir julle wys ook op WhatsApp ontvang van die kerkkantoor af. Alles wat op die vlooimark beskikbaar is. As julle bestellings wil plaas, dan kry julle ook op die aankondigingsblaadjie die reëlings hoe julle by Salome bestellings kan plaas. En vriende, terwyl dit nou 'n bietjie skoolvakansie is, kom ons gebruik sommer die geleentheid om Saterdagoggend lekker saam te kuier, ook by die vlooimark. Daar's lekker musiek, daar's 'n lekker atmosfeer en ons kuier sommer saam, lekker saam terwyl ons saam eet en drink ook. Dan wil ek julle so lank herinner aan die Paasnaweek se eredienste, Vrydag die 18de April, die Goeie Vrydag erediens en dan Sondag die 20ste April, die Opstanding Sondag se erediens. So 'n paar brokkies wat ek net wil byvoeg. Ons kermis is letterlik 5 weke weg. Een van die dae. En ek is opgewonde, daar het 'n reeks vergaderings plaasgevind. Al die leidsters en die leiers was by mekaar hierdie week, die afgelope week, en dan was daar ook 2 vergaderings aan reël van die sentrale komitee van die kermis. So al die reëlings loop mooi op koers. Julle moet asseblief 'n nota maak van die 1 Mei. Ons sal een van die dae vir julle advertensies en dinge beskikbaar stel wat julle kan versprei, maar onthou asseblief die 1 Mei en herinner sommer jou vriende en familie ook. Dit is deel van 'n lang naweek, so ons gaan almal gaste hê wat waarskynlik hier kom kuier, so sê vir hulle sommer hulle moet ekstra geld saambring vir daardie geleentheid. Julle is welkom om nou al reeds bestanddele te bring. Daar's veral elke jaar met die kermis olie en suiker nodig, en nader aan die tyd kan julle dan ook al reeds eiers inbring vir die kermis. Ons gaan ook vanaf vanoggend tot en met die Sondag voor die kermis, gaan ons ook die deurkollekte wat by die deure ingesamel word, spesifiek aanwend vir die uitgawes van die kermis. Vriende, dan moet julle asseblief ook onthou van ons koskas. Daar is 'n houer daarvoor waar mens voedselprodukte kan insit, en ook 'n houertjie vir kontantbydraes, en dan kan bydraes vir die kerk, ook by die kerkkantoor ingegee en inbetaal word. Op die aankondigingsblaadjie aan die agterkant kry julle ook die verskillende moontlikhede hoe ons in ons gemeente dankoffers kan gee. Kyk asseblief daarna en gebruik die metode wat vir jou ook al die beste is. En nou gaan ons die aanvangslied sing, soos Lisa aangekondig het. Lied 442. Dis 'n diep lied. Dis 'n lied waarin 'n mens eers so 'n bietjie moet afskakel rondom jou, en waarop jy moet fokus wat nou in hierdie volgende so wat 50 minute binne in jou gaan gebeur. En ons gaan dit nie alleen op ons eie laat gebeur nie. Ek gaan dit verseker nie in julle kan laat gebeur nie. Ons is totaal en al afhanklik van die Heilige Gees om 'n spesiale, besondere ontmoeting met ons Here vandag te hê. En daarom begin ons deur lied 442 te sing. Gees van God wat in my woon.
Ons gaan in hierdie lydenstyd tot en met die Sondag voor Goeie Vrydag elke keer die erediens in hierdie lydensweke begin met dieselfde woorde. Ons het dit die afgelope 2 weke alreeds gedoen. Dis die woorde in Filippense 2 vanaf vers 6. En dit gaan spesifiek oor die lyding van ons Here Jesus. Dis eintlik 'n kort belydenis wat baie duidelik sê wat ons Here Jesus in terme van sy lyding vir ons deurgemaak het. Hulle sê daar was klaarblyklik, sê die geskiedskrywers, 'n lied wat hierdie woorde mooi vervat het in 'n lied. Ons het ongelukkig nie meer die oorspronklike melodie nie. Ek lees elke keer vir julle hierdie woorde uit 'n ander vertaling uit. Die betekenis is dieselfde, maar as ons verskillende vertalings lees, dan spreek hierdie woorde weer elke lydensweek tot ons op 'n nuwe manier. Hierdie keer wil ek die woorde vir julle lees in die Bybel vir almal. Dit is veral 'n Bybel wat gedruk is vir dowe mense en dit is ook baie bruikbaar vir kinders. Hy was dieselfde soos God, maar hy het nie gedink dat hy altyd moet aanhou om so belangrik soos God te wees nie. Hy het homself verneder en hy het geword soos 'n slaaf. Hy het 'n mens geword soos ons. Toe hy 'n mens geword het, het hy homself nog meer verneder. Hy was gehoorsaam en hy het gesterf. Ja, hy het aan die kruis gesterf. Amen. Liewe broers en susters, jong maats, ons Here Jesus, wat soveel vir ons gelei het, groet jou vanoggend. En hy beloof vir jou sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Kom ons loof ons Here Jesus. En ons doen dit in die woorde van lied 215. Daarvan al die verse besing die lof van Jesus saam.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Here Jesus, ons wil vanoggend elkeen hier waar ons in die kerk sit en ook daar by ons huise aanlyn na die opname kyk, net eers stil raak by U. En vir 'n rukkie dink oor U en wie U is en wat U kom doen het en wat U nog steeds doen en wat U sal kom doen. Here Jesus, die blote gedagte dat U wat die Seun van God is, wat God self is, dat U aarde toe gekom het, die hemelse heerlikheid verlaat het, dat U vir 33 jaar lank op die aarde kom bly het en 'n mens soos ons geword het, met alles wat dit behels. U het ons vreugdes en ons smarte, U het ons lief en ons leed eerstehands beleef. Dit is so wonderlik om daaraan te dink dat U wat ons maker is, het 'n tyd lank soos een van U maaksels, soos een van U skepinge geword. Dit is oorweldigend, Here Jesus, vir ons om dit te snap. Maar ons weet, dit is nie waar U opgehou het nie. Ons weet, U het nie as 'n mens gekom om in Jerusalem in die paleis te regeer nie, maar dat U 'n gewone, nederige mens geword het, wat in 'n geringe klein dorpie, in 'n geringe klein huisie groot geword het. En selfs toe die mense van U begin weet het, nadat U begin preek het en U wonders begin doen het, was daar een eienskap wat die hele tyd aan U gekleef het. En dit is dat U net gekom het om almal rondom U te dien. U het werklik soos 'n slaaf geword. Nog laer gedaal as 'n mens, 'n slaaf geword om U kinders te kom dien. Wat 'n oorweldigende gedagte. En ja, ons weet, Here, dit het nie daar gestop nie. Want soos ons net uit Filippense 2 gelees het, U het voortgegaan as die Seun van God om onskuldig veroordeel te word, gemartel te word en uiteindelik doodgemaak te word, sodat ons nie self vir ons sonde hoef te betaal nie, sodat ons nie vir ewig in die hel hoef te spandeer nie. En Here Jesus, ons weet dat U ook daarna wel die oorwinnaar geword het, wel opgestaan het uit die doodheid en opgevaar het na die hemel, van waar U nou regeer, al dink die wêreldse heersers nie so nie. En intussen is U nie weg nie, want U is nog steeds by ons. U bly Immanuel, God by ons, deur U Heilige Gees, van wie ons ook net nou in die intreelied gesing het. En ons weet, U kom weer terug. Ons weet, as ons nie te sterwe kom voor daardie dag nie, wanneer ons in elk geval by U gaan wees nie, dan gaan U verseker terugkom en ons gaan U sien as die koning van die konings en die Here van die heersers. Here Jesus,
As ons so aan U dink, en ons dink daaraan dat U in U woord ons U vriende noem. Wow. Ons kan maar net uitroep. Wow. En ons kan maar net, soos ons net nou gedoen het, met die loflied, U net loof en prys en dank en aanbid. Here Jesus, terwyl U op aarde was, het U 'n klomp baie belangrike dinge gesê. Belangrike dinge gesê wat ons moet weet, ook terwyl ons nog hier op aarde is. U het presies geweet waarmee ons gaan worstel. U het presies geweet waaroor ons vrae gaan. En daarom het U gesê wat U gesê het. En U het seker gemaak dat dit wat U gesê het opgeteken word, sodat ons dit tot vandag toe kan lees. Dankie dat ons vandag, juis in hierdie gedeelte wat ons nou saam gaan lees, U direkte woorde het, waardeur U met ons praat, ook in hierdie lydenstyd. Waarskynlik het U hierdie woorde gesê terwyl U op pad was Jerusalem toe, en U presies geweet het wat vir U voorlê. Maar U het nog steeds tyd spandeer om vir die mense van daardie tyd en ook vir ons te help met ons elke dag, ons alledaagse uitdagings en worstelinge. Dankie daarvoor. Here Jesus, ons sien daarna uit om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 13 en daar vanaf vers 1 tot 9. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daar die 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal ook omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie kan u hom uitkap. Tot sover ons skriflesing. Om in KwaZulu-Natal te bly is nie vir sissies nie. Hierdie is leeu wêreld. Dit is al lankal so. Dit het begin met die verskillende Zulu stamme wat mekaar so wreed uitgeroei het om dominansie te kry. Dink maar aan die slag van Bloedrivier en die verskriklike gebeure vooraf toe ons voorsate hier aangekom het. En moenie van die Anglo-Boereoorlog vergeet nie. Baie van julle sal die semi-boereoorlog onthou, wat hier in die 80er jare en vroeë 90er jare tussen die ANC en Inkatha gewoed het.
Die laaste paar jaar voel dit of die een ramp na die ander hierdie provinsie tref. Eers was dit die vloede, toe die vernietigende onluste. En natuurlik was daar by ons, net soos die res van die land, ook die COVID-vlaag. Dit voel regtig asof alles net erger hier is. Hoekom word hierdie provinsie deur een ramp na die ander getref? Is dit omdat die mense hier rondom ons meer sondig is as die ander dele van die land? Terwyl Jesus hier op aarde was, het daar ook rampe plaasgevind. Ons lees in ons skrifgedeelte van 2 van hulle. Die eerste was die slagting wat plaasgevind het toe die Romeinse gouverneur Pilatus mense van Galilea doodgemaak het terwyl hulle geoffer het. Dit was nie die eerste keer dat Pilatus sy soldate onder die mense ingestuur het met wreedaardige geweld nie. Daar was verskeie geleenthede waar hy hulle protes bloedig onderdruk het. Wat Pilatus se optrede hierdie keer nog erger maak, was die feit dat die Galileërs met 'n godsdienstige oefening besig was. Was hierdie ramp wat oor hulle gekom het, omdat hulle meer as die ander mense aan Galilea gesondig het? Was dit weens hulle sonde? Die tweede ramp, waarvan ons in ons skrifgedeelte lees, was die ineenstorting van die toring van Siloam, wat baie mense gedood het. Die bad van Siloam was 'n reservoir in die suidelike hoek van Jerusalem. Hierdie toring was moontlik deel van die vestings van die suidelike of oostelike mure van die stad. Of dalk was dit deel van 'n akwaduk wat Pilatus gebou het om Jerusalem se watervoorsiening te verbeter. Hoe dit ook al sy, dit is hierdie toring wat ineengestort en baie mense gedood het. Het hierdie ramp hulle getref omdat hulle meer skuldig en sondig was as die ander inwoners van Jerusalem? Het die toring op hulle geval omdat hulle so sondig was? Hierdie siening dat tragedie veroorsaak word deur sonde in mense se lewens, was algemeen in mense se gedagtes in die Bybelse tyd. 'n Mens kan maar net die boek Job lees. Die grootste deel van die boek word in beslag geneem deur Job se vriende wat hom probeer oortuig dat hy iets verkeerd moes gedoen het. Daarom het al die rampe omgetref. Jesus gebruik hierdie 2 rampe in Galilea en in Jerusalem, waarvan almal geweet het en waaroor almal gepraat het, om vir sy hoorders en ook vir ons vandag 2 belangrike beginsels te leer. Kom ons begin by die eerste een. Die eerste een gaan oor rampe, krisisse, tragedies wat gebeur. Ons moet onthou, rampe het nog altyd gebeur en mense word nog altyd daardeur geraak. Daar was en daar sal tot en met die Here Jesus se koms altyd rampe wees. En natuurlik word gelowiges nie van sulke rampe gespaar nie. Ook nie ons nie. Dink maar weer aan 9/11, waaroor die 3000 mense dood is. Onder die 3000 mense was daar verseker ook volgelinge van Jesus. Iemand het vir die bekende skrywer C.S. Lewis gevra, waarom moet die gelowige ly? Waarom nie? Het hy geantwoord.
Hulle is die enigste mense wat dit kan hanteer. Dis waar. Want ons weet God is met ons en sal ons deur enige krisis dra. Al is dit hoe sleg en al is dit hoe pynlik. Een van Amerika se grootste fisici, Dr. Edward Teller, was 'n groot rolspeler in die atoomera. Hy het op 'n keer met 300 van die knapste hoërskoolleerlinge gepraat en hulle uitgedaag en vir hulle gesê: word wetenskaplikes, maar onthou hierdie woorde vir die res van julle lewe. Ek weet nie. Ek weet nie. Dit is wat ons oor baie onverklaarbare goed in die lewe moet sê. Ons weet nie. Want meer as dit sal ons nie weet nie. Jesus leer ons om nie vir alles, ook elke ramp en elke tragedie, verklaringe te soek nie. Jesus het nie gekom om die lyding te verklaar nie, maar om dit met sy teenwoordigheid te vul. Tydens lyding of rampe kan ons net vashou aan sy teenwoordigheid. Ja, ook as dit gebeur, is hy by ons en ons is by hom. Dit is asof hy 'n onsigbare wolk rondom ons vorm, waar hy saam met ons is. Daarin lê ons krag. Nie om antwoorde te soek op ons hoekom vra nie. En dan die kwessie dat baie mense, ook ons, dink dat slegte dinge met mense gebeur, moontlik straf is vir iets verkeerds wat hulle langs die pad gedoen het. Jesus sê hier 2 keer. En ek wil dit herhaal, want ek weet dit is 'n ding wat in ons eie gemeente ook loop. Jesus sê hier 2 keer: nee, ek sê vir julle. Nee, ek sê vir julle. Daardeur sê hy dat God nie so werk nie. En dat Jesus volgelinge ook nie so behoort te dink nie. Jesus het in elk geval klaar die straf vir ons sonde gedra. Hoekom sal God ons dan nog verder straf? So as tragedies en lyding en rampe ons tref, moet ons nie in die eerste plek die oorsaak by sonde soek nie. Ons moet eerlik wees. Ons weet nie. En is klaar 'n stuk bevryding om op te hou soek na redes. Dis deel van die gebroke wêreld waarin ek en jy leef. Dikwels sonder verklaringe. Maar wat ons wel weet, is dat ons Here met ons en by ons en in ons is, wanneer so iets ons tref. Maar die sonde lê nie daar agter nie. Ook nie jou sonde nie. So hou op om jouself te pynig en die antwoord daarin te soek. Dit bring ons by die tweede beginsel wat Jesus hier vir ons gee. En dit gaan nou juis oor sonde. Ons moet nie die hele tyd sonde in ander se lewens soek nie. Want dis wat hier gebeur het, né? In die mense se gesprek met Jesus. Hulle het gewonder, is dit omdat daai ouens so gesondig het en so droog gemaak het dat die verskriklike goed oor hulle gekom het? Nee, ons moet dit nie doen nie. En ons moet dit ook nie as 'n rede probeer aanvoer hoekom iets slegs met hulle gebeur het nie. Maar ons moet eerder na onsself en ons eie sonde draai. Dit kom ook baie duidelik deur hier in Jesus se reaksie.
Los die ander ouens se sonde uit. Moenie dit soek in oorsake wat daar in Galilea en Jerusalem gebeur het nie. Dis nie omdat hulle meer as julle gesondig het nie. Maar kyk na jouself en kyk na jou eie sonde en los die ander ouens se sonde uit. Ons kom ook hier agter, ons moet ook nie die hele tyd, soos ek al reeds gesê het, oorsake vir ons lyding ook in ons sonde soek nie. Maar ons moet wel ons eie sonde ernstig opneem en iets daaromtrent doen. Mense hoor baie maklik mense sê, ek is so gemaak en so laat staan. Dis 'n flagrante belediging vir God om dit te sê. Want daardeur sê jy eintlik, God het my so sondig gemaak. En hy kan my ook nie verander nie. Wat mos nou totaal en al godslasterlik is. Ons almal kan iets omtrent ons sonde doen. Die Here het vir elkeen van ons die kapasiteit gegee, wat ek net nou mooi sal verduidelik, hoe om dit aan te spreek. Dis belangrik, né, dat ons dit moet aanspreek, en iets daaromtrent moet doen. Want soos ons net nou gesê het, rampe kan enige tyd plaasvind. Ja, ongelukkig ook met ons. Daarom moet ons 'n plan maak met ons sonde, voordat dit te laat is. Maar nou is die vraag natuurlik, maar nou goed, ons weet, ons moet 'n plan maak daarmee, en ons weet, tyd is dalk 'n faktor, maar wat moet ons daarmee doen? Wat staan ons te doen? En in hierdie treffende gedeelte gee Jesus self die antwoord. Hy sê, ons moet onsself bekeer. Bekeer julle. Hy sê dit 2 keer. So belangrik is dit vir hom. Nou baie keer as ons die woord bekeer hoor, dan dink ons aan daardie ouens daar ver wat die Here Jesus nog nie van die Here Jesus gehoor het of hom nog nie aangeneem het nie. Of ons dink aan die ouens wat nou regtig uit ons oogpunt platante sondaars is. En ons dink daaraan dat hulle moet tot bekering kom. Maar hierdie woord bekeer, my liewe broer en suster, geld net so vir elkeen van ons, al is ons alreeds die laaste 70 jaar aktiewe lidmate van die kerk van die Here Jesus Christus. Om jouself te bekeer beteken om na Jesus toe te draai. Weg van jouself en jou eie afgode af. 'n 360 grade draai te maak na die Here Jesus toe. Kan ek vanoggend vir jou vra, het jy al na Jesus toe gedraai? En mag ek verder vra, het jy al na Jesus toe gedraai en weer weggedraai van hom af? Met my eerste vraag bedoel ek, en ek dink die meeste van julle het dit gedoen, maar ek wil net seker maak, almal het dit gedoen. Het jy al vir die eerste keer in jou lewe regtig die Here Jesus aangeneem as jou Here en jou verlosser? Om ingenooi in jou lewe, om die koning en Here van jou lewe gemaak? Dis wat ek bedoel met daardie eerste vraag. Met die tweede vraag wat ek gevra het jy al na Jesus toe gedraai en dalk weer weggedraai van hom af? Want dit gebeur ook gereeld, ook met my. En net soos julle, moet ek ook gereeld terugdraai na die Here Jesus toe, omdat ek op my eie pad aangevoeter het. Julle sien,
die slim mense praat van 'n eerste bekering en 'n voortgaande bekering. Natuurlik is daar 'n tyd in 'n mens se lewe iewers waar jy vir die eerste keer baie bewustelik of dalk nie so bewustelik nie na die Here Jesus toe draai. Maar omdat ons sondig is en ons in hierdie wêreld leef, moet ons die hele tyd 'n oog hou of ons nie weggedraai het of subtiel van hom af begin wegdraai het nie. En vir onsself afvra, is ek nog by die Here Jesus? En dit moet ons gereeld in ons lewensgang doen. Verder lees ons hier, is daar iets in ons lewens wat wys of ons na Jesus toe gedraai het en of ons nog by hom is. Hierdie iets is die vrugte wat ons dra. Jesus sê in Matteus 3 vers 8, dra vrugte wat by die bekering pas. En in Matteus 12 vers 37 voeg hy by, 'n boom word aan sy vrugte geken. Dis 'n eenvoudige proses. As jy wil weet of jy nog by die Here Jesus is soos wat jy veronderstel is om te wees en natuurlik wil wees, kyk net na jou vrugte. Dra jy vrugte wat wys dat jy nog by die Here is? En in my eie lewe is dit gewoonlik die rooi lig. Want dan weet ek, dis weer tyd vir 'n hernieude bekering na die Here Jesus toe. 'n Terugdraai na hom toe, as ek in my eie lewe nie daardie vrugte meer sien nie. Jesus gebruik 'n vyeboom om dit treffend te illustreer. 'n Vyeboom moet vrugte dra, anders word dit uitgekap. Ons elkeen is 'n vyeboom wat moet vrugte dra, wat moet vye dra, wat wys dat ons onsself bekeer het tot die Here Jesus. Dit is wat Jesus hier vir ons duidelik sê. Galasiërs 5 weer vertel vir ons hoe van daardie vrugte lyk wat ons moet dra. Watter vrugte ons moet dra. Ons kry dit daar in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Kom ek lees dit vir julle. En dan kyk jy mooi na jou eie lewe, eerlik. Hang daardie vrugte aan my as vyeboom. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is van die vrugte wat ons moet dra. En glo my, ek en jy gaan weet as ons daardie vrugte dra. Want ons gaan uitstaan. Ons gaan as die weirdos bekend staan. Maar dit maak nie saak nie. Dis 'n voorreg om 'n weirdo van die Here Jesus te wees. Onbeskaamd, sy volgeling. Maar nou sê Galasiërs 5 verder, voordat ons hierdie goeie vrugte kan dra, moet ons eers die vrotvrugte van ons lewensboom afskud. En van hulle word ook hier in Galasiërs 5 genoem. As ek dit nou gaan lees, kom ons kyk elkeen eerlik na ons eie lewens. Is daar nie van daai vrugte wat nog lekker hang
en wat ons lekker bemes en voor water gee nie. In ons eie lewens. Paulus praat hier van afgodsdiens. Ja, ek weet, ons dien nie meer beelde nie. Maar onthou, 'n afgod is enige iets of enige iemand wat vir ons net so belangrik of belangriker as die Here is. En dit verander die prentjie ietwat, né? Hy praat ook hier van towery. Nou ja, ons tower mos nou nie en ons is nie by daai mislike goed betrokke nie. Maar by gelowigheid en bietjie blootstelling aan die goed raak ook maar daaraan. Dan noem hy hier vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. En dan sê hy, Paulus verder, ons moenie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Weet julle wat dink ek nou aan? Net soos daardie goeie vrugte wat ek net vir julle genoem het, as dit in ons lewens is, ons gaan laat uitstaan as radikale volgelinge van Jesus wat heeltemal anders as die wêreld is. Gaan hierdie vrugte wat ek nou so pas gelees het, dis nou die vrottes, ons lekker laat inblend in die wêreld. Want dit is hoe die wêreld is. Dit is hoe wêreldleiers ons wil laat wees. Dit is hoe die duiwel en sy vriende ons wil laat optree in hierdie land, wat soms so op 'n mespunt is. En daarom is dit so gevaarlik. Want jy kan nie hierdie vrotvrugte en die goeie vrugte aan dieselfde boom hê nie. Dis of die een of die ander. Hierdie vrotvrugte is baie ernstig. En as ons nie van hulle ontslaa raak nie, dan gaan ons nie daardie goeie vrugte kan dra nie. Maar broers en susters, dit word nog verder gestel hier. Hoor wat sê Paulus verder oor hierdie vrotvrugte. Ook in Galasiërs 5. Hy sê, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, dis nou daai vrotvrugte, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Want dit wys, as ons daardie vrugte het, dat ons nog nie tot bekering gekom het nie. Dat ons Jesus nog nie volledig aangeneem het as ons Here en Verlosser nie, en dat ons hom nog nie 100% volg nie. Kras woorde, maar ons moet dit onthou. Dit is so maklik om te sê, ek glo in die Here, en dan wys my lewe, my vrugte, op 'n baie subtiele manier somtyds, presies die teenoorgestelde. Jakobus sê dit so sterk, hy sê, daar in Jakobus 2, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof wat nie tot dade oorgaan, tot vrugte oorgaan nie, ook dood. Omdat Jesus ons elkeen so lief het, en vir al hierdie sondes van ons gesterf het, so ernstig was dit vir hom,
moet ons ook erns daarmee maak om dit te los. Maar nou weet ons, want ons het al baie keer sulke preke gehoor, is nie nuwe nuus nie, is nie 'n nuwe ontdekking nie. Ons weet mos, dit is nou nie heeltemal so maklik nie. Ons wil graag die vrotvrugte afskud dat hulle daar trek, en blom met die goeie vrugte, maar wragtig, dis nie so maklik nie. Ons sukkel daarmee. Miskien lê die probleem daarin, dat ons self probeer sukkel daarmee. Maar ons lees verder in Galasiërs 5 vers 25. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hier gaan dit oor die Heilige Gees. As die Heilige Gees in jou en my is, as hy 'n werklikheid vir jou en my is, as ons hom binne in ons ervaar, as hy werklik in ons woon, dan sal ons eenvoudig nie vrotvrugte kan dra nie. En dan sal ons nie anders kan as om net die heeltyd goeie vrugte te dra nie. En as daar iewers 'n vrotvrug sy verskyning maak, omdat ons nog in die sondige wêreld en gebroke wêreld leef, dan sal die Heilige Gees dadelik daardie vrotvrug vir ons uitwys. Hy sal ons 'n rooi lig laat opgaan, 'n rooi vlag laat opgaan. Hy sal 'n stemmetjie in ons binneste laat aktiveer wat sê, los en doen dit eerder. Ons ken daai stemmetjie, maar ons ignoreer baie keer daai stemmetjie. Daai stemmetjie is die Heilige Gees, wat vir ons juis anders laat optree, wat dit vir ons moontlik maak om dit te kan doen, want uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Ons moet hom net ophou ignoreer. Wat hy vir ons sê is natuurlik nie lekker nie. Ons wil die ouens wat ons bykom, lekker bykom en die grond met hulle gelyk maak. Maar hy sagte stemmetjie gaan die hele tyd vir ons sê, waar is jou liefde? Waar is jou vriendelikheid? Waar is jou goedhartigheid? Luister na daardie stemmetjie. Want dit is die Heilige Gees wat binne in jou met jou praat. Ek sluit af. Jesus se gelykenis wat in die laaste stukkie van hierdie skrifgedeelte voorkom, die gelykenis van die vrye boom wat ons nou 'n bietjie na toe verwys het, vertel so treffend van nog 'n kans wat hy vir ons gee. Net soos die tuinier gepleit het vir nog 'n kans vir die vrye boom, so pleit Jesus vir ons vir nog 'n kans om dit om reg te maak. En ja, dis hoekom hy ook in die begin oor die rampe gepraat het voordat hy oor hierdie gedeelte gepraat het. Want hy wil vir ons waarsku, gebruik hierdie kans wat ek vir jou gee, voordat jy nie meer 'n kans het nie. Ons wil dit nie graag hoor nie, maar 'n ramp kan ons tref. Nie weens ons sonde nie, onthou dit nou, né? Maar weens die wêreld waarin ons leef. En ja, ons kan in die volgende 24 uur sterf. Of die wonderlike kan gebeur dat die Here Jesus terugkom. En dan is daar nie meer 'n tweede of nog 'n kans nie. My liewe broer en suster, vandag, hierdie dag, die 23ste Maart, 5:10, dis nou nog 'n kans. Vir jou en vir my. Jesus is die tuinier
in die gelykenis. Hy gee vir ons nog hierdie kans, want hy het dit vir ons bepleit. Hierdie lydenstyd herinner ons juis daaraan dat hy nog 'n kans vir ons verdien het. En dat hy vir al ons sonde betaal het. Sodat ons nie meer soveel daarmee hoef te sukkel. En sodat ons nooit sonder hom hoef te wees nie. Terug by die tweede kans, vandag se kans. Kom ek vra weer vir jou en vir my. Hoe gaan dit met jou en Jesus? Het jy al na hom toe gedraai? Het jy dalk weggedraai en wil jy vandag weer na hom toe terugdraai? Dra jy die vrugte wat wys dat jy by hom is? Amen. Here Jesus, hierdie is so 'n persoonlike vraag. Elkeen van ons moet self persoonlik daarop reageer. En as ons hulp daarmee nodig het, vandag nog hulp vra. U staan soos Openbaring 3 vers 20 sê, by ons deur. U klop aan die deur vanoggend. U gaan nie ons deur afbreek nie. Maar u wag totdat ons vanoggend daardie deur oopmaak. En dan sal u inkom. En u sal by en met en in ons wees. En u sal saam met ons feesmaal hou. En ons saam met u. Here, ons gaan elkeen net in die volgende paar minute van stil gebed met u hieroor praat. Hoor asseblief ons elkeen se gebed uit die diepte van ons hart uit. As deel van ons elkeen se gebed, wat jy dalk later vandag moet voortsit by die huis, gaan ons nou sittende lied 510 saam sing. Want dit is hoe die Here met ons maak, wanneer ons terugkom na hom toe.
Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons sluit af met lied 334. God is liefde. Ja, God is waarlik liefde. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle as Jesus se vyebome wees en bly.